Welkom by hierdie week se AMT politiese oorsig saam met Prof Theo Venter van die Noordwes Universiteit. Hierdie week gesels ons oor die stabiliteit in die RNE en hoe lank dit moontlik nog stabiel kan wees. Ons praat oor inentings vir ons hoenderbedryf as ook die beesbedryf waar dan goedgekeur is wat baie goeie nuus vir ons landboubedryf dan is. Maar kom ons skop af met internasionale nuus met die Big Beautiful Bill wat goedgekeur is en wat dit natuurlik nou beteken. Ja, die wet het ontstaan in die Huis van Verteenwoordigers en toe 'n wetsontwerp eintlik, want kyk, is nog nie 'n wet nie, ek sal nou by die wet, wanneer dit 'n wet word kom. En dan word dit na die Senaat toe gestuur om ook hulle bydrae te lewer. Wat is hierdie wet? Die wet is Trump se poging om dit wat Biden begin het, wat hy destyds genoem het, die reduction bill, met ander woorde, hy wou gehad het, daar moet 'n ander begrotingsraamwerk kom. Dus om daai raamwerk nou om te swaai, dat dit Republikeinse benadering reflekteer. En dit is nou wat hy die Big Beautiful Bill noem. Die Senaat het dit nou oorweeg, en met die dunste van dun meerderhede, het hulle dit goedgekeur. 50-50. Demokrate, Republikeine. Nou, die interessante ding is, die enigste werk wat die Amerikaanse visiepresident het, J.D. Vance, behalwe om babetjies op te tel by skoue en by begrafnisse op te tree, is hy's ook die voorsitter van die Senaat. Maar in daai hoedanigheid het hy 'n bepalende stem. So hy het ingekom, en toe die stemming nou klaar plaasgevind het, en is 50-50, toe bring hy sy beslissende stem uit 51-50. So, dis deur by die Senaat. Nou moet dit teruggaan na die Huis van Verteenwoordigers toe, want die Senaat het sekere aanpassings aangebring. Besparings wat hulle wil aanbring, hoe die mediese sorg gaan werk, daar's voorsiening gemaak vir dat die heining tussen Amerika en Mexico klaargebou word, daar's voorsiening voorgemaak dat daar honderde nuwe amptenare aangestel word om immigrasie dop te hou. Al hierdie soort gaan goed staan nou binne in daai wetsontwerp, en die wetsontwerp het nou al gegroei na 1000 bladsye toe. Ja. Dis 'n boek. Goed, dit gaan nou terug na die huis toe in die volgende 2 of 3 dae. Hulle moet dan die identiese wet of wetsontwerp moet hulle goedkeur. Dan gaan dit na die president toe. Die president hoef dit nie eers te teken nie. Terwyl die president in die Withuis is, word daardie wetsontwerp outomatiese wet binne 10 dae. As die huis nie in sitting is nie, dan moet hy dit fisies teken. As hy dit nie teken nie, dan word dit ook in elk geval 'n wet. So as hulle al twee die identiese wet aanvaar het, dan is dit die nuwe wet. Nou, dit het 'n groot klomp belastingbesparings in, en dit is natuurlik nou, hierdie fase is nou afgehandel in die Amerikaanse politiek. En nou gaan die Amerikaanse politiek weer terug na die tariewe toe. Wat die groot storie was in die eerste paar maande van Trump, en toe nou hierdie, en nou is ons weer terug by tariewe, want tariewe se keerdatum is die 9de Julie. Dis sommer baie binnekort. Prof, bietjie nader aan landbou, wat meeste van ons kykers dan nou is. Ons het gesien dat daar baie van hierdie inentings nou wel goedgekeur is, wat baie goeie nuus is met minister Steenhuisen, wat dan redelik goeie werk gemaak het daarvan. Ek is veral bly vir die industrie rondom hoenders en die hele bedryf, want vir jare weet ek, is daar mense in die bedryf wat sê, kom ons ent die voëls in om voëlgriep te probeer bestuur, om die risiko te bestuur. En vir baie lank het die regering geweier om dit te doen. Of dan, die regeringsraadgewers in die departement van landbou was traag om dit te implementeer, want ek weet, 3-4 jaar gelede het van die groot hoenderboere en van die groot hoendermaatskappye was al gereed om in te ent, maar hulle kon nie toestemming kry nie. Steenhuisen het 'n dag of 2 gelede aangekondig, ons gaan dit nou doen. Ek dink dit is 'n groot deurbraak. En ek dink dieselfde met die aantal inentings wat gekoop is vir
vir back and closer. Ja. Dit is belangrik en ek dink dit reeds wys vir jou dat net soos wat Leon Schreiber by Binnelandse Sake en Garube by basiese onderwys en John Steenhuisen, hulle doen hulle werk wat 'n minister moet doen. En 'n mens moet nou verstaan, 'n minister kan nie inmeng in die administrasie van 'n departement nie, maar hy kan politieke leiding gee. Hy kan vir jou sê, ek vergelyk dit altyd met 'n boot. As mens, ek weet, ouens gebruik nie meer roeibote nie. Almal ry die motorbote, maar 'n roeiboot is 'n goeie voorbeeld. Die amptenare roei, die politikus hou die stuur vas. Hy wys die rigting waar jy gaan. Wat in die ANC tyd gebeur het, is die rolle het omgeruil. Die politici het begin roei en die amptenare het die stuur vasgehou. Want die amptenare was die geleerde ouens, was die ouens met al die administratiewe kennis en die politici het net geroei vir steun en vir groter blootstelling. So, ek dink die DA-ministers wys en Maar laat hulle nie, op baie punt, laat hulle nie die ander ministers wat noodwendig nie so effektief is of slegter lyk. Ja, kyk, daar's 'n hele paar ANC-ministers wat goeie werk doen. Barbara Krisi op die oomblik het haar werk uitgeknip by vervoer. Ons minister van polisie doen goed. By waterwese dink ek word die regte besluite geneem. Maar daar is 'n paar ministers wat nou regtig waar nie hulle werk doen nie. En ek dink dit bring onder meer die spanning in die regering van nasionale eenheid, dat die effektiwiteit van die DA-ministers, en ons kan iemand soos Guyton McKenzie ook maar byvoeg. Ja. Hy werk baie hard aan sy portefeulje. Hy's by elke sportgeleentheid, hy's by die lughawe, hy hang die medaljes om. Hy doen wat 'n minister moet doen. En ek dink dit laat die ANC 'n bietjie sleg voel, want hulle het oor 30 jaar so gewoond geraak dat daar geen druk op hulle is nie. Dat hierdie druk, dink ek, is 'n goeie ding. Hulle het niks om teen te meet en wat daar nou regtig 'n druk op was nie. Prof, laaste vraag. Ek weet ons selfs al 'n rukkie. Ek wil net hoor die toekoms van die RNJ. Is dit stabiel? Gaan hy stabiel aangaan? Wat lê vir ons oor die volgende maand of 2 voor? Ek dink 'n mens kan dit opsom deur te sê die DA, wat die grootste vennoot is in die regering van nasionale eenheid, het 'n beginselbesluit geneem om in die regering van nasionale eenheid te bly, maar om hulle bly in die regering van nasionale eenheid vir die ANC moeilik te maak. So hulle wil eintlik hê die ANC moet hulle uitskop, maar die ANC weet hulle kan nie uitgeskop word nie, want hulle kan nie sonder die DA regeer nie. So die DA en die ANC is absoluut soos 'n Siamese tweeling aan mekaar verbind. Vir my is die groot vraag, tot wanneer toe? Volgende jaar? Ek dink volgende jaar kan ons nog oorleef, maar die jaar daarna, 2027, wanneer die ANC nuwe leierskap kry, daar lê vir my die groot vraag. So ek is redelik seker dat die regering van nasionale eenheid met 'n krisis elke 2 maande, soos ons gewoond geraak het aan. Maar 2027 is vir my die groot vraag. Wat as daar 'n nuwe leier in die ANC gekies word en Ramaphosa is nou nie meer die leier van die party nie? Hoe gaan die party die DA hanteer? As daar 'n leier verkies word wat die RNE goedgesind is, dan kan Ramaphosa aanbly tot 2029. Maar as daar 'n leier soos Mashatile gekies word, wat die DA nie goedgesind is nie, dan sien ek 'n verandering. Na wat toe? Wel, dit is 'n groot vraag. As byvoorbeeld Mashatile gekies word, gaan dit dan meer na EFF NK tipe koalisie? Dis waarheen hy neig, maar nou kom die een dreigement wat die DA nou geloods het in hulle ultimatum, bietjie 'n oordrewe woord, die ultimatum, is 'n mosie van wantroue. Want kyk, jy kan 'n mosie van wantroue in 'n minister instel, en dit gaan waarskynlik gebeur met die minister van hoër onderwys baie binnekort. As daar 'n mosie van wantroue ingestel word en hy slaag, met ander woorde 201 van die 400 stem ten gunste daarvan, dan sê hy uit. Maar die regering val nie, net die minister is uit.
As daar 'n mosie van wantroue in die president ingestel word en dit slaag, moet die hele kabinet bedank en dan moet daar 'n verkiesing gehou word. Sure. Maar daai verkiesing kan nie gehou word binne 3 jaar van die vorige verkiesing af nie. En daai 3 jaar is dus verlede jaar, hierdie jaar, volgende jaar. Aan die einde van volgende jaar begin die mosie van wantroue dus opsie raak. En dis hoekom ek dink, wanneer ek na die regering van nasionale eenheid kyk, dan sien ek stabiliteit van nou, relatiewe stabiliteit. Dan loop en ons het met so 'n marathonman gehad, loop en val Motsoratio. Ons gaan loop en val. Tot einde volgende jaar. En dan dink ek gaan ons ernstiger daarna begin kyk. Hoe lyk die mosie van wantroue? Sal hy min of meer tydiglik statistiek of stemme vir en stemme teen dit? Ek dink as mens al die stemme tel en jy tel EFF en die MK en die DA by mekaar, dan het jy 197, jy het 201 nodig. Ek dink nie die PA sal deelneem aan 'n mosie van wantroue nie. Hulle sal met die ANC staan en die IFP is die faktor wat hulle oor 200 kan vat. En ek dink nie die IFP gaan sommer maklik deelneem nie, want die IFP het KwaZulu-Natal in gedagte en ons moet nooit vergeet in die hele regering van nasionale eenheid ontwerp is daar ook 'n regering van provinsiale eenheid in KwaZulu-Natal waar die IFP die premier het. Ja. En dit mense wil daai mag. Hulle wil dit behou. Ja. Die mense vergeet baie maklik daarvan. KwaZulu-Natal se regering van provinsiale eenheid is eintlik die onderliggende stabiliteit in die regering van nasionale eenheid. Ja, want Natal is so 'n belangrike kan ek sê battleground, as ek mense 'n Engelse woord sou kan gebruik. O ja, vir die ANC politiek, want MK het hulle steun totaal en al weggerokkel. Ja. Baie dankie Prof, dit was baie interessant, soos gewoonlik. Skakel in volgende week gesels ons verder oor wat die nuutste nuus is in die politieke omgewing en wat se impak dit natuurlik op jou op die grond het. So baie dankie Prof, baie interessant geweest. Plesier.